Het jy al ooit vir 'n oomblik gestop en gewonder wat nog eintlik binne in jou rekenaar gebeur as jy op iets klik of as jy begin tik of 'n video kyk? Wel, daai doodgewone aksie van jou skop 'n ongelooflike blitsvinnige reis af vir data diep binne in daai masjien en vandag gaan ons presies daai reis saamvolg. Goed, kom ons begin by die absolute kern van alles. Elke liewe ding wat 'n rekenaar doen, en ek bedoel alles, van 'n eenvoudige som tot die mees komplekse 3D-speletjie volg presies hierdie 4 stappe: toevoer, verwerking, stoor en dan afvoer. Dink hieraan as die rekenaar se DNA. Dis die bloudruk en ons gaan nou elke stap van nader bekyk. So, hier is ons roete vir vandag. Ons gaan eers kyk na die basiese idee agter alles. Dan volg ons die data se pad van jou vingers tot in die masjien. Ons loer bietjie onder die engine kap na die touerkuns wat daar gebeur. Dan sien ons hoe die resultate weer by jou uitkom en heel laaste hoe jou rekenaar met die res van die wêreld gesels. Onthou, elke aksie op jou rekenaar volg presies hierdie pad. Eers gee jy vir hom iets om te doen. Dis toevoer. Dan dink die rekenaar daaroor en voer die opdrag uit. Dis verwerking. Hy onthou die inligting wat hy nodig het. Dis stoor. En laastens wys hy vir jou wat hy gedoen het. Dis afvoer. So eenvoudig soos dit, maar dis ongelooflik kragtig. En hierdie is dalk die belangrikste punt van alles. Die hele siklus, die hele proses begin by jou. Sonder jou toevoer, jou klik, jou opdrag, doen die rekenaar absoluut niks. Hy wag vir jou. Jy is die een wat die engine aanskakel. So, hoe kry ons gedagtes en opdragte in die rekenaar in? Wel, ons gebruik wat ons toevoertoestelle noem. Dink aan hulle as die vertalers, die brug tussen ons fisiese wêreld en die rekenaar se digitale wêreld. Kyk, ons gebruik hierdie goed elke dag, sonder om regtig daaroor te dink, né? Die klassieke sleutelbord en muis natuurlik, die raakskerms op ons fone en tablette, en dan dinge soos skandeerders, kameras en selfs mikrofone wat ons stemme in data verander. Elkeen is 'n ander deur na die digitale wêreld. Ja, die ou staatmakers. Die sleutelbord is ons hoofinstrument om woorde en opdragte in te tik. Die muis, aan die ander kant, is hoe ons met die prentjies op die skerm werk. Al daai ikone en knoppies waarop ons klik en wat ons rondsleep. Die een is vir teks, die ander vir interaksie. Maar daar's 'n paar praktiese dinge om aan te dink. Ergonomie is 'n groot een. As jy heeldag voor 'n rekenaar sit, kan die verkeerde sleutelbord of muis lei tot iets leliks soos herhalende strimmingsbesering. Dis hoekom daar soveel spesiale ontwerpe is. En dan die ewige debat: koordloos vergerief of met 'n kabel sodat jy nooit hoef te bekommer oor batterye nie. Dis maar 'n persoonlike keuse daai. Raakskerms het natuurlik alles verander, want nou kan ons direk met ons vingers op die skerm werk. En 'n skandeersteer, dis eintlik pure towerkuns. Dit vat 'n fisiese stuk papier of 'n ou foto en verander dit in 'n digitale leer wat vir altyd op jou rekenaar kan leef. En dis nou waar dinge regtig interessant raak. Ons het ons opdrag gegee. Die inligting is in die stelsel. Nou neem die masjien oor vir die volgende en seker die belangrikste stap. Reg, hier gebeur die eintlike dinkwerk. Verwerking is waar die rekenaar jou opdrag uitvoer en stoor is waar hy die inligting onthou, of dit nou net vir 'n sekonde is of vir die volgende 10 jaar. Die brein van die hele operasie is die SVE, die sentrale verwerkingseenheid. Dis waar die aksie is. En dit volg hierdie eenvoudige siklus. Dit ontvang jou data, dit voer die nodige berekeninge en instruksies blitsvinnig uit en dan stuur dit die finale resultaat uit as afvoer. Ontvang, dink, lewer, oor en oor. OK, hier is 'n briljante manier om hieroor te dink. RAM is soos jou werkbank. As jy aan iets werk, pak jy al jou gereedskap en materiaal daarop uit sodat dit vinnig en byderhand is. Die harde skyf of SSD is jou leerkabinet. Dis waar jy alles bære as jy klaar is. Nou, die belangrike verskil. As jy die krag afskakel, word die werkbank heeltemal skoon gemaak. Alles wat in die leerkabinet is, bly egter veilig geberg vir die volgende keer. Nou, wanneer dit by daai leerkabinet kom, is daar hoofsaaklik 2 soorte. Die ouer harde skyfaandrywer, die HDD, het letterlik draaiende skyfies binne-in. Die nuwer SSD of vaste toestandsaandrywer het geen bewegende dele nie. Dis als op geheue skyfies.
Die verskil is dag en nag. Die SSD is dramaties vinniger, stiller en sterker. En hier's 'n pro-tip. As jy 'n ou, stadige rekenaar het, is die beste ding wat jy kan doen om hom op te gradeer om daai ou HDD uit te haal en 'n nuwe SSD in te sit. Dit sal voel soos 'n splinternuwe masjien. So, die rekenaar het gedink, hy het sy berekeninge gedoen, nou moet hy vir ons die resultaat wys. En hy moet dit doen op 'n manier wat ons as mense kan verstaan. Dis waar afvoertoestelle in die prentjie kom. Hulle is die vertalers van digitale kode na beelde, klank en selfs fisiese voorwerpe. Die monitor is ons nommer 1 venster na daai digitale wêreld. Dit neem al daai data en towwer dit om in die prente, teks en video's wat ons sien. Die kwaliteit van daai beeld hang af van die resolusie. Basies, hoe meer pixels of beeldpunte daar is, hoe skerper en duideliker sal die prentjie vir jou lyk. Maar die monitor is nie die enigste manier hoe die rekenaar met ons praat nie, né? Ons kry klank deur luidsprekers en oorfone. Ons verander digitale dokumente in fisiese papier met 'n drukker en ons gebruik 'n dataprojektor om daai selfde beeld vir 'n hele kamer vol mense te wys. Kom ons kyk gou na die verskillende soorte drukkers. As jy hoop teksdokumente vinnig en skerp moet uitkry, is 'n laserdrukker koning. As jy mooi kleurfoto's wil druk, is 'n inkspoutdrukker weer jou beste vriend. En daai ou, rasserige dot-matrix drukkers, wel, hulle word steeds gebruik vir dinge soos fakture, waar jy deurslagkopieë nodig het en die koste baie laag moet wees. En die wêreld van afvoer staan nie stil nie. Dink aan 3D-drukkers. Hulle is 'n reuse sprong vorentoe. Hulle vat 'n digitale bloudruk en bou dit, laag vir laag, op in die regte fisiese wêreld. Hulle verander data in iets wat jy kan vashou. Dis ongelooflik. Tot nou toe het ons net gepraat oor wat binne-in 'n enkele rekenaar gebeur. Maar die ware krag van moderne rekenaars is natuurlik hul vermoë om met miljoene ander rekenaars reg oor die wêreld te praat. En daarvoor het ons spesiale kommunikasie-hardware nodig. Jy ken daai boksie met die flikkerende liggies wat iewers in jou huis staan. Wel, dis jou poort na die res van die planeet. Toestelle soos modems en routers is die verkeersbeamptes wat al die data tussen jou huis se netwerk en die globale internet bestuur. Dis nogal belangrik om die verskil te ken. Die modem is die toestel wat die sein van jou internetverskaffer vertaal sodat jou rekenaar dit kan verstaan. Dis die oprit na die internet. Die routeerder of router is die verkeerskonstabel. Dit neem daai een internetverbinding en deel dit veilig uit aan al jou toestelle, jou foon, jou skootrekenaar, jou TV en bestuur die verkeer tussen hulle. En as ons na die toekoms kyk, begin hierdie hele siklus van toevoer en afvoer so 'n bietjie vervaag. Dink aan virtual werklikheid. Die bril wat jy dra is 'n afvoertoestel. Dit wys vir jou 'n beeld, maar dit volg ook jou kop se bewegings wat weer toevoer is. Toevoer en afvoer gebeur gelyktydig en dit skep 'n heeltemal nuwe, meesleurende ervaring. En dit los ons met 'n laaste, interessante gedagte om oor te wonder. Daai eenvoudige reguitpad van data wat ons vandag gevolg het, is besig om te verander in 'n komplekse, interaktiewe dans. Die vraag is nie meer of die lyne tussen toevoer en afvoer gaan vervaag nie, maar eerder, hoe gaan ons hierdie nuwe, saamgesmelte manier van interaksie met tegnologie in die toekoms eers beskryf? Dis nogal iets om oor te dink.